Geliefdes, die afgelope tyd, dan praat ek nie net van die afgelope paar weke of maande nie, ek praat van die afgelope paar jaar, is ons baie geseënd gewees om baie jong mense, ek praat van young adults, jong volwassenes, in ons midde te kry, en in die proses te sien hoe hulle getrou het, en na tyd, hoe hulle ewe skielik die vroutjies begin swanger word, en ons prys die Here vir die kindertjies wat op pad is, wat reeds gekom het, en so, dis eintlik, ek is dankbaar, daar was 'n tyd gewees wat ons, toe ons nog daar was voor die auditorium, ons hier was, wat as jy ingestap het, dan is dit, en ek moet versigtig wees, wat ek nou sê, maar ons was 'n redelike ouer groep, as wat vandag die geval is. En ek is die Vader baie dankbaar, want dis deel van, laat ek nou nie daarop uitbrei nie. Maar ek is baie dankbaar vir die jong mense wat in ons midde is, en ons het 'n groot verantwoordelikheid vir die jong getroudes, en eintlik vir almal, maar die volgende geslag, die ouens wat gaan inkom en oorneem by ons. En so ek het lankal in my hart gehad om met julle te praat oor, klink nou baie stereotyp, maar om te praat oor kinderopvoeding. En vanoggend begin ek, en my gedagte is om hierdie week so 'n bietjie van 'n grondslag te lê, en dan volgende week wil ek so bietjie verder gaan. En ek wil amper na die geestelike deel toe gaan. Maar vandag wil ek basies met julle deel oor die woord en wat die woord sê. Ons bid net saam. Vader, ek dank U dat ek myself totaal aan U kan onderwerp, en ek dank U Heilige Gees dat U vir my help om die woord op so 'n manier te bedien, dat dit mense sal inspireer, en dat dit op die einde van die dag die gevolge sal hê, Vader, dat ons kinders groot maak, die van ons wat nog kinders het, en wat se kinders nog jonk is, sal groot maak in die weë van die Here. Dankie Heilige Gees dat U my help vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil begin deur net te sê dat ek is baie bewus daarvan dat ons lewe in 'n veranderende tyd. Die verandering wat gekom het, is op soveel gebiede, maar net hierdie ding wat ek in my hand het, is al klaar 'n groot faktor. Die hele kwessie van media, en dan selfone, en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar saam met dit, wat gebeur het in die afgelope paar jaar, wat ons van bewus geword het, is dat daar 'n groot, hoe kan ek dit stel? Julle moet so 'n bietjie iets doen daar agter, asseblief. En sien ek Jan is nie, okay, is julle besig. In die afgelope paar jaar het daar allerlei challenges gekom. Een van die dinge wat gebeur het, is dat onder andere, jy kon nie meer 'n leerling lyfstraf gee nie, pakslaag gee nie. En toe gaan dit nou naderhand oor na die huis toe, waar daar gesê word, die ouers mag nie aan hulle kinders raak nie, en alles wat daarmee gepaard gaan. En in die proses, al wat ek wil sê is, ek hoor wat daar gesê word. En mense sielkundiges het begin sê, daar's maniere waarop jy jou kinders moet grootmaak, en al die stories. Maar ek wil vandag vir u sê,
Ek glo met my hele hart. Hier is ons riglyn. Hier is ons riglyn. En ek wil net noem in Josua 1 vers die eerste hoofstuk van Josua. Het die Here vir Josua iets gesê wat eintlik vir my baie belangrik is. En hy het gesê in vers 8, hierdie woord, hier staan 'n wetboek, maar hierdie woord mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Dis wat ek begeer. Ek wil in my weë voorspoedig wees. Ek wil met goeie gevolg handel. Stem julle saam met my? Stem julle saam met my? Met ander woorde, as ons wil die seën van die Here op ons lewens hê en op ons families, dan het ons nodig om te kyk en te gaan kyk wat sê die woord. En het ons nodig om die woord ernstig op te neem. En daar's baie mense wat in hierdie dae sê, hierdie Bybel is verouderd, hy's nie meer deel van die tye waarin ons lewe nie. Sê wie? Ek wil vandag vir u sê, niks het verander nie. En wanneer die mense die woord begin sê, ja, maar daar's sekere dele wat jy moet aanvaar, en daar's sekere dinge wat dit het verouder en what have you. Ek het 'n probleem daarmee. Dit is die woord van God. En die woord bly vir ewig. En ek wil nie eers daarop uitbrei nie. So, ek wil begin deur 'n vraag te vra. Ek wil 'n baie eenvoudige vraag vir julle vra. Ek wil met 'n versie begin. Ek gaan verskillende vertalings gebruik. So ek wil vandag vir jou vra, kom ons begin met die Afrikaans. Die Afrikaans Spreuke. Ek gaan al hierdie versies wat ek vandag vir julle noem, sal ek vir julle op die broadcast sit. Die gemeente se WhatsApp, sodat jy dit byderhand kan hê. Ek wil begin deur te gaan na Spreuke 13 vers 24. Nou wil ek vir jou vra. Hoe lief is jy vir jou kind? Die ouers, ek praat nou met paas en maas. Hoe lief is jy vir jou seun, vir jou dogter, vir jou kinders? Dit is moeilik om te antwoord, maar ek weet hoe voel ek oor my kinders. En ek het nou nog kinders bygekry ook, kleinkinders. So ons is baie lief vir ons kleinkinders en vir ons kinders. Ek wil vir jou 'n vraag vra. En ek doen dit in die naam van die Here. Hoe lief is jy vir jou kind? Hoe lief? Die woord van die Here sê, ek gaan verduidelik oor die roede. Hy sê, wie sy roede terughou, haat sy kind. Hier staan seun, maar dit is seuns en dogters. Wie sy roede terughou, haat sy seun. Dit serious stuff. As die woord van die Here sê, hy wat die roede terughou, haat sy seun. Maar hy wat hom liefhet, wat sy kind liefhet, besoek hom met tugtiging. Nou weet ek onmiddellik, dit gaan onmiddellik na die roede, julle weet waaroor dit gaan. Eintlik wat ek wil sê is, dit gaan oor tugtiging.
So die eerste ding wat ek wil sê rondom tugtiging. Ek het na hierdie spesifieke versie toe gegaan. En die Passion vertaling sê, if you withhold correction, ek hou van die woord correction. If you withhold correction and punishment from your children, ek hou nie van die woord punishment nie. Ek glo nie dis akkuraat nie. Tugtiging is nie punishment nie. Dis nie straf nie. En dit is baie belangrik om dit te verstaan. Tugtiging is nie punishment nie. Die woord tugtiging, as jy in die ek het 'n Griekse woordeboek. En julle ken daai gedeelte in Hebreërs 12. Ek wil net vir julle dit gaan wys wat sê die woord. Want ek het dit op 'n sekere manier verstaan in die verlede. Hy sê julle het die vermaning heeltemal, dis Hebreërs 12 vers 5. Julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Nou wil ek net, ons het in die verlede volgens tradisie het ons hierdie tugtiging op 'n manier gesien. Ons het dit so gesien, as jy droog maak en jy luister nie, dan gaan die Here iets laat gebeur om jou tot jou sinne te bring. Hy gaan jou straf, hy gaan iets oor jou pad bring, hy gaan vir jou 'n siekte gee, of hy gaan dit doen, want hy's nou besig om jou te tugtig. Dit is nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Ek glo, volgens die woord van die Here, as jy na 2 Timoteus 3 vers 16 toe gaan, dan staan dit in vers 16. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Daardie woordjie onderwysing in die geregtigheid is die woord tugtiging. Dis presies dieselfde woord wat ons nou van gelees het in Hebreërs hoofstuk 12. En ek sê dit sodat ons kan verstaan, tugtiging is nie straf nie, is nie punishment nie. Eintlik, as jy gaan, ek het na die Griekse, ek het 'n Griekse woordeboek, een van die wat ek al vir jare het, die Griekse woordeboek vir Nuwe Testament is Vine. Jy kry 'n app op deesdae wat jy op kan kry, wat jy hierdie woordeboek kan kry. Nou hy sê, die heel eerste plek waar hy sê, dan praat hy oor die Engels praat van chastisement. Dan sê hy, die eerste betekenis daarvan is training children. Training children. Nou, daar's verskillende woorde wat gebruik word in die vertalings is discipline, om te dissiplineer, om te korrigeer, correction, to train, dis woorde wat gebruik word. Die Afrikaans is dan onderwys, onderrig. Wat gebeur in 'n skool? Kinders word onderrig. Hulle word dinge geleer. So training your child is eintlik tugtiging, dissiplinering. Daar's 'n skrif en ek gaan nou 'n bietjie rond spring. Spreuke 29 vers 15. So ek gaan so 'n bietjie rond blaai Spreuke, want al hierdie skrifte wat ek met julle deel is kom uit Spreuke uit. Hy sê in Spreuke 29 vers 15. Die roede en die bestraffing gee wysheid. Maar 'n seun wat aan homself oorgelaat word, 'n kind wat toegelaat word om sy eie kop te volg, om sy eie wil uit te oefen. Luister wat sy gevolge, steek sy moeder in die skande.
Ek verstaan nie hoekom die moeder nie, want ek dink die pa is net so deel daarvan. Met ander woorde, 'n kind wat aan homself oorgelaat word, 'n kind wat nie gekorrigeer word nie, 'n kind wat nie gedissiplineer word nie, sê die woord van die Here, steek sy moeder in die skande. Nou, broers en susters, ek het die voorreg gehad om 3 kinders te hê. En ons het, in die begin het ons het verstaan, waaroor gaan dit, in die sin van dat die Here vir ons kinders gegee het. En ek en my vrou het ons bes gedoen. En daai tyd het ons alreeds die woord gehad, en ons het probeer om te gaan volgens die woord van die Here, maar ek het moviese foute gemaak. So ek kan nie daar beroem en sê, we did it, everything was reg nie. Inteendeel, ons het foute gemaak. Maar julle sien, wat vir my maklik is om nou die foute wat ek gemaak het te identifiseer en te kan sê, Here, vergewe my. En ek het met Rudy, eendag het ons in die kombi gery op pad na 'n atletiek byeenkoms, sy was in matriek. My kind het vir my gesê, ek was bang vir jou. Ja. Dit was nie lekker nie. Daai dag kon ek vir haar sê, Rudy, vergewe my. Sy sê, ek het jou lank al vergewe. Baie snaaks. 'n Ruk later, ry ek eendag, ons is op pad vakansie toe, en ons het 'n kombi gery, en ek het in die kombi gesit, en my reël was nie. Linus en die kinders ons het 'n bed gemaak agter, en almal het daar gelê. En dis hoe dit gewerk het. En Stefan ek het 'n reël gehad. Een van die familie moet by my sit voor. En Stefan het die dag voor my, langs my gesit. En hy het dit gesê op grond van 'n sekere situasie wat ons in ons huis gehad het, nie met hulle nie, maar met iemand wat vir 'n tyd lank, vir 'n jaar lank by ons in die huis was, as pleegkind. Hy sê vir my, pa, dankie dat pa so streng was met my. So kinders ervaar dinge verskillend. Ek dink nog steeds ek was te kwaai. Maar dit het my 'n bietjie troos gegee. Maar op die einde van die dag, ek en Linus het, en ek sê dit vir julle, ons het gesê, hulle het altyd daar 'n spreekwoord gewees, die predikant se kinders is die stoutste. En ek en sy het, voordat ons kinders gehad het, gesê, dit sal nie vir ons kinders gesê word. Nou deel daarvan, die Here het ons genade gegee, en al wat ek wil sê is, as ek na my kinders kyk, dan dink ek nie, ons was 100% altyd suksesvol nie. En so, ek gaan nou nie verder daaroor praat nie. Maar, as een ding wat ons verstaan het, ons het hierdie ding verstaan. Nou daai tyd het ek geglo, as jy jou kinders gedissiplineer het jy hulle gestraf, want hulle het verkeerd gedoen. Later aan het ek besef, maar wag 'n bietjie, die woord sê, correction, korrigeer. Met ander woorde, nou, die kind loop in 'n rigting, en jy sê, kom terug. En hy begin in 'n ander rigting te loop. En in my hart het ek hierdie ervaring gehad, dat ek nodig het, om vir die jong getroudes, die wat se kindertjies nog op pad is, die wat alreeds wat klein kindertjies het, om hulle te help om bewus te word hiervan. Nou kinders verskil. Party kinders
het partykeer bietjie meer dissipline nodig as ander kinders. En julle is almal saam my stem. Met ander woorde, en ek wil nou nie spesifiek daaroor praat oor my kinders nie. Ek sê net dis die beginsel. En dis hoe ons dit beleef het en ervaar. So met die gevolg is dat ons het nodig om te verstaan dat hierdie beginsel, ons het nodig om ons kinders te korrigeer. Ek het jare gelede, klomp jare terug, gehoor van 'n persoon, en ons het, ek weet nie of die persoon deel was van die gemeente of wat kan nie. Maar daar was 'n seun gewees. En die seun is nooit gekorrigeer nie. As daar van die skool se kant af, en dis 'n baie sensitiewe ding. Nou ek weet daar's twee kante. Daar's twee kante van die skaal. Daar kan goed by jou ore uitkom wat die kind nonsens veroorsaak het. Maar dan is daar aan die ander kant, ongelukkig is dit so, dat jy kry partykeer 'n onderwyser of 'n onderwyseres wat net nie sekere kinders kan aanvaar nie. Dis realiteit. Dit gebeur. En dan hoor jy nou. Nou ek praat hiervan, as die kind droog maak, en daar kom die onderwysers of die hoof laat jou weet, en jy kom en jy word ingeroep en jou kind het so gemaak en nou kom jy en sê, my kind doen nie sulke goed nie. My kind is soet. Ja, maar en jou kind word verskoon. En jy vat altyd jou kind se kant. Nou ek weet net, my kinders het ook groot geword en ek weet, ek het my kinders se kant gevat altyd. En ek het nie 'n probleem daarmee nie. Maar partykeer is die kinders die probleem, nie die onderwyser. Dis wanneer ek daai kind moet sê vir die onderwysers. Nou daai tyd, jare gelede, het die onderwysers nog die reg gehad om die kinders 'n pak slaag te gee. Man, ek prys die Here vandag vir my wiskundeonderwyser. Man, dan sê ons het allerhande goeters gehad en dan het ek 'n verskoning hoekom ek nie my huiswerk gedoen het nie. In die klas, voor almal, bid jy. En hy slaat vir jou met 'n rottan. Laat die hale daar lê. Man, that was good. Nie daai tyd nie, maar vandag sê ek, wow, dankie. Dankie. So met die gevolg is wat gebeur is, kinders word nie tot verantwoording geroep nie. En hierdie spesifieke seun is heeltyd oorgesien. En toe hy volwasse raak, kan hy nie verantwoordelikheid opneem nie. En as gevolg van onverantwoordelikheid het daai kind later in tronk beland. Wie se skuld was dit? Ek sê die skuld op die ouer. Want daardie kind is nie geleer om verantwoordelikheid te aanvaar vir sy nonsens droog maak nie. So met die gevolg is ons moet verstaan. Jy sien, en hier gaan dit nou. En ek het nou probeer, en hierdie hele week was ek weg, en ek sou, ons het eers vanoggend teruggekom van Johannesburg af. Ons is van Dinsdag af weg. So, ek het gedink, ek wil 'n illustrasie maak. En dis deel van die rede waarom ek vandag met die jong mense in die besonder praat. Nou praat ek van 'n babatjie
wat 'n paar jaar oud is. 1 jaar tot 3, 4 jaar oud. En 5 jaar, miskien 'n bietjie langer. Ek wens ek kan vir die ouers vorentoe vat. Wanneer daai kind 16 jaar oud is. En later in hulle lewens. En ek wens ek kan vir die ouers help om dit te verstaan. Wat gaan gebeur in die toekoms? Nou ek weet dis ongeag of jy die woord nakom of nie nakom of wat ek al nie, dinge gebeur en dinge loop skeef en wat. Maar op die einde van die dag is daar 'n riglyn wat vir ons in die woord gegee word en Spreuke help ons in 'n groot mate daarin, die verskillende verse. So met ander woorde, as jy wanneer daai kind jonk is, 'n babatjie is. Dis die interessantste ding. Hulle is nog hulle en dan op 'n dag trek die nekkie styf. Genade, hulle weet nog nie eers hulle het nog nie ondervinding van die lewe nie, maar julle weet waarvan ek praat. Dit kom al daar. En hier is die probleem. As jy kinders aan hulle self oorlaat, wanneer hulle by 16 jaar oud kom, then you got a problem. Dan jy rebelse kinders. Nou ek sê nie, as jy alles doen wat die woord sê, dit gaan nie gebeur nie. Maar daar's 'n groot aspek en 'n deel daarvan wat jy kan uitsluit en uitsny en verhoed. Jy sien daar soveel gedagtes rondom hierdie ding. Mense sê, man, ek en my vrou was heel happy en alles was reg en toe kry ons 'n babatjie. En nou's die babatjie, die seun of die dogter, die koning van die huis. Sê wie? Sorry. Hier is die koning en die koningin. Daai kind kom in my huis in. En hulle gaan nie sê wat gebeur en wat nie gebeur. En dis waar ek glo baie foute gemaak word. En die ouers laat dit toe. Stap in winkels in hierdie dae en dan hoor ek net, hier gaan 'n kleintjie af. En dis rap die hele winkel. En gooi 'n tantrum, en gaan lê op die grond en my kinders het 'n voorreg gehad om dit een keer te doen. En dit was die laaste keer. Ons het dit nie toegelaat nie. En ek is baie versigtig geweest om dit nie voor almal te doen nie. Maar partykeer my kind uit te vat, maar niemand sien nie. Of as hy by die huis kom. Jy sien, broers en susters, ons moet die beginsel verstaan. Hier is 'n skrif wat ek vir julle graag wil lees. Jy weet, hier is soveel skrifte. Nou soek ek na hierdie een skrif. Okay. Ek dink ek weet wat een is dit nou. Ek het die skrifte hierso voor my nou. Die skrif gaan so. Hy sê, as sotheid vassit in 'n hart van 'n kind, die roede sal dit daaruit verwyder. Dis wat die woord sê. Sotheid, dwaasheid is in die hart van 'n kind.
Dis wat die woord sê. Dis nie wat ek sê nie. O nee, my kinders doen nie sulke goedjies nie. Die woord sê, as sotheid vassit in die hart van 'n kind, die roede sal dit daar uitverwyder. En dit is, en nou ja, die mense sê nee, jy kan nie doen nie, dis teen die wet, dat jy kan dit nie doen nie. Dis wanneer ek sê, ek is jammer. As jy kind pak slaag gee, gaan hy aggressief word. Dis 'n leuen. Dis nie waarheid nie. Dis nie wat die woord van God sê nie. As 'n kind abuse word, dis 'n ander saak. Ek het van mense gehoor wat hulle kinders mishandel het. Sommer met 'n pyp geslaan het en sommer met 'n housepyp geslaan het. Sorry, dis daai persoon, die pa of die ma moet in die tronk gestop word. Dis hoe ek voel daaroor. Want dis nie hoe jy werk nie. En dis vir ons wat vir ons baie belangrik is. Om dit te verstaan. Die woord van die Here sê, as sotheid vassit in die hart van 'n kind, die roede sal dit daar uit verwyder. En dis hoe dit werk. Maar hoe doen ek dit? Dis teen die wet. As jy van die begin af jou kind op die regte manier korrigeer, dan sal die kind nie later aan wil polisie toe gaan omdat jy hom pakslag gegee het. Maar as jy van die begin af die basis lê. En julle sien, partykeer, ek wil julle 'n gevalle studie vir julle noem, wat ek van bewus geword het. Van 'n klein kindjie, wat op 'n dag iets gedoen het wat daai kind nie veronderstel was om te doen. En toe die ouer intree, gaan die kind net aan. 18 maande oud. Kind gaan net aan. Kind het nog 'n doek gedra. En gesê, moet dit nie doen nie. Kind het aangegaan. En toe die ouer paplepel gevat. Doekie afgetrek, raps op die bout. Sê, stop. Nie gestop. Weer raps op die bout. Nog nie gestop nie. Drie of 4 keer, dit kan dalk meer wees. Here, ek praat nou nie van geslat nie. Ek praat van die babietjie, die kindjie het gehuil. Weer gedoen. Nog 'n rapse kry. Onthou, dis 18 maande oud. Gehuil, maar dit nog steeds gedoen. Ek dink dit was die 5de of 6de houtjie op die boutjie. Stop dit. Maak dit. Baie mense sê, dis wreed. Dis wreed. Maar sien, dit was beheerst, omdat daar 'n beginsel was, wat die kind moes verstaan. As papa sê, nee, dan is dit nee. Nie dalk nie, dis negotiable nie. Ek praat nie van dinge wat, hoe kan ek 'n mens sê, ek praat nie van snaakse goed nie, ek praat van straightforward dinge. Dinge wat 'n ouer sê vir 'n kind, nee. In werklikheid is een van die
eerste woorde wat 'n kind moet leer, behalwe mamma en pappa, is nee. En as die nee nie gehandhaaf word nie, dan is daar konsekwensies. So met die gevolg is, as 'n mens na hierdie beginsels kyk, en soos ek sê, ek gaan, jy weet, hierdie skrifte is skrifte wat 'n mens moet gaan lees en vir jouself uitmaak. Kom ek wil vir julle sê. Ek is so versigtig. Maar gelukkig verwys ek nie na enige iemand nie. As 'n ouer nie welkom is by mense, by vriende nie, omdat hulle kinders disruptief is, dan het die ouers 'n probleem. Want dis wat hulle toelaat. Dis wat hulle toelaat. Hulle laat dit toe. Geen nie om nie. Ek wil vir julle sê, toe ek en Linus in Sannieshof gekom het, al 3 ons kinders is in Sannieshof gebore. En my vrou is een van daai unieke vrouens. Sy was deel. En sy wou nie uitgelos word nie. Nou daar was tye gewees wat ons later die gemeente hier begin het, en dan het ons kinders partykeer, as dit nou 'n hele dag is, ons het Sondag hiernatoe gekom nadat ons klaar is in Sannieshof, dan het ons kinders by mense gebly. En hulle het vir ons gehelp, en dan het ons die aand as ons teruggery het, na die diens hierso, het ons die kinders gaan optel. Dit het ook konsekwensies gehad, maar okay. Maar my vrou was deel van die bediening. Sy wou nie net by die huis bly. Sy was deel van. En ek eer my vrou daarvoor, en ek respekteer haar. Toe is dit Stefan wat gebore is die week gebore, die Sondag was sy in die kerk, met die babatjie en al. Sy, dis my vrou. So ons het 'n bietjie van 'n probleem gehad. Wat doen ek met 2, Stefan en Rudy en Stefan was 18 maande uit mekaar uit. Wat doen jy met 2, enetjie van 2 jaar en een wat net so bietjie hier by 3 jaar? Wat doen jy met hulle as dit die geval is? Dan gaan sit ons in 'n diens. Wat doen jy met hulle? Jy train hulle. Die woord sê, train up a child. 'n Kind is trainable. Train up a child. So, ons het 'n kombers langs haar stoel neergesit, ek het gepreek, sy het die kombers langs die stoel gehad, 2 kussings daar gesit, Stefan en Rudy, en terwyl op daai stadium het Stefan nog borrel gedrink, so hy kry sy borrel en daar lê hy. En as hy te veel gewoel het en nie geluister het wat mamma sê nie, dan sê hy hom buitekant toe gevat en hom gehelp om te verstaan. Jy sien, nou was jare gelede ou wat by Hatfield kom 'n Paasnaweek kom preek het. Hy het 'n snaakse van gehad. Maar hy het 'n ding eendag gesê. Hy het gesê, man, in sulke gevalle, when the board of education meets the seat of learning. The board of education, dis die roede, meets the seat of learning. So weet julle wat? Die kinders ons het in 'n diens, kom lê hulle op hulle kussentjie, kry hulle bol en na ruk en dan slaap hulle. Of hulle lê net daar.
later in besig geraak met goedjies. Hoe groot hulle geword het. Maar sien, broers en susters, hier is die ding. You have to train your child. As jy nie jou kind train nie, en sê, dit is toelaatbaar, dit is nie. En hulle begin die te verstaan, ek kan dit doen, dit kan ek nie doen nie. Met ander woorde, en hier is die ding, ek gaan nou klaarmaak. Jy lê vir jou kinders grense vas. En jy leer jou kinders om binne daai grense te beweeg. As hulle uit die grense uit beweeg, is daar moeilikheid. Hulle begin dit te verstaan. Dan is daar iets kry seer. En as dit seer maak, dan beteken dit ek moet nie daar gaan nie. Dis hoe dit werk. En weet julle wat gebeur? As daai kinders leer om in daai grense te beweeg, dan bly hulle in daai grense. En dan kom daar 'n dag wat jy eintlik nie 'n keuse het nie. Jy moet die grense bietjie los, oopmaak. Jy moet hulle meer vryheid gee. Weet julle wat doen hulle? Hulle bly binne die grense. Al is daar nie grense nie. Hulle bly daar binne. Dis wat die woord sê, train up a child in the way he should go. When he's old, he will not depart from it. Ek glo dit met my hele hart. Die groot saak, training. Okay, ons bid saam. Hemelse Vader, ons het baie wysheid en baie genade nodig. Almal van ons wat hier sit. Want almal van ons, as ons hierdie woorde hoor, dan besef ons, daar het ek opgeslip en daar het ek opgeslip of daar het ek glad nie gedoen wat ek moes doen nie. Maar ek bid vir wysheid. Ek bid Vader dat U ons oë sal oopmaak om dit te sien en te verstaan. Om te weet wat ons moet doen. En ek vra dit in die naam van Jesus. As hier enige iemand sit vandag, jy sit hier vandag en jy het hier ingekom, en jy het nie die sekerheid van die feit dat jy 'n kind van God is nie. Dat as jy te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan nie. As jy vandag nie seker is daarvan nie, wil ek jou graag help. En ek gaan vir jou 'n gebed lei in 'n gebed. En as jy vandag nog nooit hierdie gebed gebid het nie, dan wil ek jou uitnooi om hierdie gebed agter my aan te bid. Hier is die gebed, bid dit saggies by jouself, nie net in jou kop nie, maar saggies by jouself. Sê, Hemelse Vader, ek staan vandag voor U, net soos wat ek is. Ek glo dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die dood uit opgewek het. En dat Jesus lewe. Vandag neem ek Jesus aan. Ek ontvang dit wat Jesus vir my gedoen het. En ek verklaar nou dat Jesus Christus my Here is. Terwyl ons hoofde gebuig is en ons oë toe is, as jy vandag hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, terwyl almal se oë toe is, gaan ek jou vra om net vir my 'n aanduiding te gee, deur jou hand op te steek. Is daar so iemand wat vandag hier is en wat vir die eerste keer hierdie gebed gebid het? Is daar so iemand wat hier sit? Okay. Dit kom af vir my kyk. Ek gaan net die diens nou afsluit. Die seën van die Here oor julle uit te spreek. Ek wil julle uitnooi as daar enige iemand is wat 'n behoefte het. Hier is mense hier voor wat hier voor gaan wees om vir julle te bid.
As daar enige iemand is wat gebed nodig het, wil gebid word vir genesing, is julle welkom om vorentoe te kom na die tyd. Hier sal mense wees. So ontvang net die seën van die Here vanoggend. Daar waar jy sit, ontvang die seën van die Here. Die Here seën jou. Die Here is ernstig omtrent sy seën, om jou te seën. Hy het vir Aaron en Moses en Aaron gegee, omdat hy dit wil doen, vir sy kinders. So ek verklaar vandag dat die Here jou seën, dat die Here jou beskerm, jou behoed. Die Here se aangesig skyn oor jou. God is vir jou. Hy is nie teen jou nie. En sy genade is op jou. Dit beteken sy guns is op jou. Die Here verhef sy aangesig oor jou. En die Here gee vir jou vrede. Gaan in daardie vrede hier vandaan vandag. In die naam van Jesus. Amen. Die Here seën julle.